Vanaand geliefdes en welkom by vanaand se aanlyn Bybelstudie. Dit is my voorreg om vanaand weer vir ons voor te gaan. Ek vra byvoorbeeld ons verskoning as ek so 'n bietjie vol sniffels is en dalk so nou en dan die video gaan moet pause om net gou my neus uit te blaas. Ek is nog besig om die agterkant van 'n verkoue te koester, maar deur die Here se genade sien ek uit dat ons vanaand dan gaan verder gaan en ook hierdie Bybelstudie gaan geniet. Ons behandel vanaand 1 Johannes 5 vers 12 en vers 13. Kom ons begin dan net op die regte manier. Ons sluit die oë en dan bid ons vir 'n oomblik saam. Here Jesus, baie dankie dat ons na U toe kan kom vanaand en vra dat U ons sal kom lei in hierdie Bybelstudie. Help ons om U woorde en die waarde van hierdie woorde te verstaan en toe te pas in ons lewens. Help ons Here om nie net versies in die verbygang te lees asof dit oulike dinge is wat ons vir mekaar kan sê of wat ons in ons harte kan hou nie, maar dat ons dit sal hanteer soos die saligmakende waarheid van die Here. Daardie dinge wat die Here vir ons gee, wat vir ons die waarheid leer, sodat ons daardeur gered kan word. Help ons om die erns, maar ook die wonderlikheid en die glorie daarvan te kan verstaan. Help ons om U raak te sien daarin, Here Jesus Christus, en U, God onze Vader, daarin te kan verheerlik. Wees ook met ons Heilige Gees, terwyl ons hierdie woorde lees en gee vir ons die bonatuurlike vermoë om dit te kan verstaan. En wees U, o God, Vader en Seun, Heilige Gees betrokke in ons Bybelstudie, want ons doen dit tot U eer en U verheerliking alleen. Amen. Nou ja, baie dankie vir elkeen van julle wat weer ingeskakel het vanaand. Ek glo en vertrou dat vanaand ook 'n baie vrugbare sessie sal wees. Ek gaan begin deur net vinnig vir ons te kyk na die gedeelte wat ons hanteer en dan so klein bietjie te praat inleidend oor die konteks van hierdie vers. Vers 12 en 13 sê, hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Baie eenvoudige, maar baie kragtige woorde wat Johannes vir ons in hierdie 2 verse kom deel. Maar net voordat ons bietjie verder gaan, wil ek net vinnig hê dat ons kyk na die onmiddellike konteks van hierdie gedeelte. Ons is nog steeds in 1 Johannes 5. En 1 Johannes 5 is 'n gedeelte wat vir ons praat oor Jesus wat die Christus is. En hy kom gee vir ons verskillende getuies van Christus se godskap, van die Here Jesus se goddelikheid, van die Here Jesus se Christusheid, dat hy vir ons kom sterf het aan die kruis om 'n versoening vir ons sondes te wees, en dan nou ook ons verhouding met hom as kinders van die Here en sy verhouding met die wêreld. En ons sien dat Johannes amper soos 'n prokureer 'n paar getuies na die voorkant toe roep om te getuig van die Here Jesus. Hy praat oor die getuienis van die water en die bloed 'n hele paar keer. Hy praat oor die getuienis in die hemel. En dan kom hy in vers 9 tot en met vers 11, en dis die onmiddellike konteks van hierdie gedeelte. En hy kom praat met ons oor die getuienis van God. En dis nou die gedeelte waarna ons laasweek ook gekyk het in die week voor dit, hierdie dinge wat God sê van sy eie Seun. En ons weet dat die getuienis van God waar is, dat dit baie waarde dra en dat dit baie belangrik is vir ons om hierdie dinge in te neem. Vers 9 sê, as ons die getuienis van mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God, wat hy aangaande sy Seun getuig het. Met ander woorde, hierdie getuienis is die moeite werd om in te neem, nie net omdat dit God is wat dit vir ons sê nie, maar omdat hy is wat van sy eie Seun getuig. En dan in natuurlik vers 10, wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. Kom hy baie duidelik in vers 10 en hy sê vir ons, daar's een van 2 opsies vir elke mens. Jy kan of glo wat die Here sê aangaande die Here Jesus Christus oor sy Seun. As jy dit glo, dan word dit vir jou 'n getuienis in jouself. Met ander woorde, dit word vir jou saligheid, maar as jy dit nie glo nie, dan maak jy God tot 'n leenaar. En dan kom hy uiteindelik in vers 11 en hy sê vir ons, wat is hierdie getuienis van God? Hy sê dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy Seun. So daar is 'n ewige lewe wat beskikbaar is vir die mens. Ons het nie nodig
om dood te gaan nie, maar as 'n ewige geestelike wese kan ons vir ewig lewe. En waar gaan ons hierdie ewige lewe kry? Wel, net by die Here Jesus Christus. En dis die onmiddellike konteks van dit wat Johannes besig is om te bespreek tot en met vers 11. En nou kom ons in vers 12 en hy sê, hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het ook nie die lewe nie. En ek wil begin deur net 'n paar van die notas te lees wat ek hier gemaak het. Die eerste is op hierdie hele vers, op vers 12. Nou in vers 12 kry ons iets wat ons noem 'n antetiese parallelisme. Nou dis 'n baie gecompliseerde woord, wat eenvoudig beteken dat mense 'n waarheid op twee maniere stel, een 'n positiewe en een 'n negatiewe manier, om die waarheid maar te beklemtoon en om dit nog sterker uit te druk. Ek kan byvoorbeeld sê, ek hou hierdie Bybelstudie en daarom leer ons van 1 Johannes. As ek nie hierdie Bybelstudie gehou het nie, sou ons nie van 1 Johannes gehoor het nie. So, ek maak 'n positiewe en 'n negatiewe stelling en daardeur skep ek eintlik maar net 'n voller beeld van dit wat ek dan nou wil sê. En wat is hierdie antetiese parallelisme? Wel, hy wat die Seun het, maak ek sommer notas verkeerd heb, hy wat die Seun het die lewe, en wie die Seun van God nie het nie, het die lewe nie. Nou kom ons kyk vinnig na wat ons hierso ook kan raak sien. Die eerste is, wat hy sê, is hy wat die Seun het. Nou, dit is 'n interessante stelling wat Johannes hierso maak, en een wat ons ook sien in 1 Johannes 2 vers 23 en in 2 Johannes 9. In 1 Johannes 2 vers 23 byvoorbeeld sê hy, elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie, en in 2 Johannes 9 sê hy, elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het nie God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. So ons kry die Here Jesus hier, wat amper soos 'n besitting gegee word vir hierdie lesers van Johannes, waar hy sê, hy wat die Seun het. Maar Johannes is nie besig om besitting hier aan te dui nie. In die bogenoemde teks sê Johannes dat iemand die Seun van God verwerp, of verwerp wat God van sy Seun leer, hulle nie die Vader het nie. Die het of having, waarvan hy hier praat in die Engels, beteken dat die Here Jesus in 'n persoon se lewe teenwoordig is, soos in Johannes 3 vers 16, waar hy sê hulle het die ewige lewe. Met ander woorde, wat Johannes hier in 'n baie eenvoudige sin vir ons wil kom sê is, as iemand die Here Jesus Christus in sy lewe het, as die Here Jesus Christus 'n deel vorm van daardie persoon se lewe. As ons nou maar na die konteks kyk wat Johannes hier verduidelik, dan sê hy, as iemand die Here Jesus Christus dan nou aangeneem het, as hulle hom as persoonlike verlosser en saligmaker aanvaar het, as hy 'n deel van hulle daaglikse lewe geword het. Die nota hierso sê net, dat die woordjie het staan in die teenwoordige tyd, dis wat ek sommer met daai 3 streepies, wat is 'n doelwit maak, aangedui het, dis in die teenwoordige tyd, met ander woorde, hulle het reeds die ewige lewe. Die lewe en die Seun is ook albei in die teenwoordige tyd, so hy sit daai twee woorde baie spesifiek langs mekaar, hy wat die Seun het die lewe. En hierdie tweede het is ook in die teenwoordige tyd. Om aan te dui, nie net praat hy van iemand wat die Seun op die oomblik al reeds het nie, maar hy sê dat terwyl hy die Seun het hy ook die lewe. En hierin kry ons 'n tipe konnektasie wat Johannes vorm tussen die aanvaarding van die Here Jesus Christus en die ervaring en besit van die ewige lewe. Jy kan nie die Here Jesus Christus werklik aanvaar het en werklik in Johannes se term hê, sonder dat jy die ewige lewe ook het nie, en jy kan nie die ewige lewe werklik hê, sonder dat jy die Here Jesus Christus in sy totaliteit aanvaar het en in hom glo nie. Anderwoorde, ek trek vir ons 'n baie nou verband tussen hierdie twee. Amper asof hy met hierdie twee hette wat so langs mekaar staan in ons Afrikaanse vertaling, vir ons 'n is gelyk aan teken wil kom trek. As jy die Seun van die Here het, dan het jy ook die ewige lewe. Alreeds
nou. Die ewige lewe het reeds vir jou begin. As jy nou sit en jy luister en jy sê, maar ek het die seën, ek ervaar dat die Here Jesus deel is van my lewe, hy is 'n deel van my alledaagse gedagtes, hy is deel van my verstaan, hy is deel van my lewe, ek het hom aangeneem as persoonlike verlosser en saligmaker, dan het jy ook nou reeds die ewige lewe. Ewige lewe is met ander woorde nie iets wat ons nog sal ontvang eendag as ons daarbo in die hemel kom nie, dis iets wat ons nou reeds besit. En dan sê hy, en wie die seën van God nie het nie die ewige lewe nie. Nou, hierso wil ons net sê die onkoppelbaarheid van geloof in die seën en geloof in God. Hoekom gaan hy en hy voeg hier die woordjies van God by? En dis baie interessant. In 'n sintetiese parallelisme wat ons nou in hierdie gedeelte kry, sal 'n mens gewoonlik presies dieselfde woorde wil gebruik. So jy sal sê, hy wat die seën het die lewe, wie die seën nie het nie die lewe nie. Dit sou die standaard vorm gewees het, wil ek amper sê. Maar Johannes kom in hierdie gedeelte en hy voeg hierby die seën van God. En hy doen dit vir 'n baie spesifieke rede, en dit is vir my eintlik meesterlik wat dit beteken. Hy kom sê hier vir ons, as jy die seën het, maar nie net die seën het nie. Hierdie praat nie net van algemene geloof nie. Met ander woorde, dis nie 'n glo Jesus het eens op 'n tyd bestaan en aan die kruis gesterf en opgestaan en al daai goeders nie, maar dit is 'n totale aanvaarding van die seën in jou lewe, van dit waarvoor die seën staan, dit wat die seën vir jou kom doen het, en dan ook van die karakter van die seën in die sin dat hy die seën van God is. Met ander woorde, hy koppel die goddelikheid van die Here Jesus ook aan hierdie gedeelte. Onthou, Johannes het ook apologeties geskryf aan hierdie gemeente. Apologie beteken maar net dat hy geskryf het om sekere dwaalings te weerspreek. En een van hierdie dwaalings was dat Jesus nie werklik God is nie, 'n dwaling wat ongelukkig vandag nog bestaan. En hy kom skryf baie duidelik, maar as jy nie glo in hierdie seën wat ook die seën van God is, wat ook God is nie, dan het jy nie die ewige lewe nie. Nee? Geloof is nêrens anders te vind nie. Jy kry nie die ewige lewe buiten 'n geloof in die goddelikheid, in die karakter en in die werk van die Here Jesus Christus nie. Nou, in hierdie een klein gedeeltjie sien ons eintlik verskriklik baie gereformeerde leerstellings wat in een vers ingepak is. En ek wil so vinnig daaroor praat, veral omdat hierdie leerstellings baie aangeval word in die dag en tyd waarin ons leef, en dit vir my so duidelik en eenvoudig in hierdie vers na vore kom. Die eerste van alles is, ons kan reeds op aarde sekerheid van saligheid hê. Ons kan weet dat ons hemel toe gaan. Ek sal nooit vergeet nie, toe ek net klaar was met kweekskool, het ek eens op 'n tyd met 'n oom gesit en gesels. Die oom was 'n prokureur, en op 'n stadium het ons nou begin gesels oor allerlei geloofsdinge, en op 'n stadium vra ek vir die oom, maar het oom sekerheid van saligheid? Is oom seker dat oom hemel toe gaan? En die oom het toe amper ontsteld geword en vir my gesê, hy dink dit is onmoontlik vir enigiemand om te kan sê dat hulle weet dat hulle hemel toe gaan, en inteendeel, hy dink dit is baie verwaand, ons is baie vol van onsself. Geen mens kan sê dat hy so goed is, dat hy nou al kan sê dat hy hemel toe kan gaan nie. Met ander woorde, die oom het nie geglo in die sekerheid van saligheid nie. En in hierdie versie kom leer Johannes vir ons dat dit nie net moontlik is om sekerheid van saligheid te hê nie, maar dat dit iets is wat God vir ons wil hê. God wil nie hê dat ons onkundig moet wees nie. Hy wil hê dat ons moet vertroue hê in die feit dat ons weet ons is reg. As jy die seën het, het jy die lewe. Dis 'n baie eenvoudige formule wat hy gebruik. Het jy die seën van die Here Jesus? Die seën van God, die Here Jesus? Het jy hom aangeneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker, dan het jy die ewige lewe reeds ontvang. Dis nie iets wat jy nog eens op 'n tyd moet kry nie, dis iets wat God reeds vir jou gegee het. Dis baie duidelik in hierdie gedeelte. Daar's geen manier om dit amper mis te kan kyk nie. Jy mag weet, jy moet weet dat jy gered is. Jy moet weet dat jy hemel toe gaan. Dis 'n genade, 'n geskenk van God, en dis nie verwaand is om te kan sê dat jy op 'n manier so kan lewe dat jy 'n plek in die hemel kan verdien.
want dis by uitstrek wat die teenoorgestelde hiervan beteken, nee. As ons sê dat ons nie nou al kan besef of ons hemel toe of hel toe gaan nie, dan beteken dit ons dink dat ek hemel toe kan gaan as ek goed genoeg is, en ek sal hel toe gaan as ek nie goed genoeg is nie. En dis absoluut onbybels. Geen mens gaan hemel toe omdat hy goed genoeg is nie, omdat geen mens goed genoeg is nie. Ons gaan hemel toe omdat die Here Jesus Christus aan die kruis gesterf het vir ons sondes. En as ons hom aangeneem het, as ons persoonlike verlosser en saligmaker, as ons vir die Here gesê het, ja Here, U het ook vir my sondes aan daardie kruis gesterf, U het vir my daardie werk kom doen in my lewe, dan word dit ons tot geregtigheid gereken. Met ander woorde, dan gaan ons hemel toe. Op grond van wat hy gedoen het, nie op grond van wat ons gedoen het. Om sekerheid van saligheid te hê is dan nie 'n vorm van opgeblaasenheid, 'n vorm van arrogansie nie. Inteendeel, dit is 'n teken van nederigheid. Want net 'n waarlike nederige persoon kan erken, ek is glad nie goed genoeg om in die hemel te kan kom nie. Maar ek weet ek gaan omdat Jesus Christus goed genoeg was om my hemel toe te laat gaan. Met ander woorde, die klem van my saligheid word van my afgevat en op die Here Jesus Christus geplaas. En ek dink, dis die boodskap van die evangelie, dis waaroor die evangelie van Jesus gaan. As dit so was, dat ons pad hemel toe sou kon werk, waarom het Jesus dan gesterwe? Waarom moes Jesus aan die kruis vir ons sondes gesterf het, as ons goed genoeg kon wees om hemel toe te gaan? Wat beteken daardie deel van die evangelie dan? Dis juis omdat ons nie goed genoeg is nie. Dis juis omdat ons dit nooit kan maak nie, dat die Here Jesus Christus dan vir ons sondes gesterf het, en ons, as ons hom aanneem, kan weet dat ons weet dat ons hemel toe kan gaan. Die tweede waarheid wat ons hierin kan leer is, indien iemand gered is, kan hy of sy nie weer verlore gaan nie. Hulle het reeds die ewige lewe. 'n baie eenvoudige waarheid wat ek gewoonlik vra vir mense wat glo in die vervalleer. Die vervalleer is 'n leerstelling wat sê dat 'n mens een oomblik gered kan wees, en dan as jy sonde doen, dan is jy nou weer ongered, en dan moet jy weer tot bekering kom, en dan is jy weer gered vir 'n rukkie, totdat jy weer 'n sonde doen, en dan is jy weer ongered, en op so 'n manier kom hulle al 110 keer per dag tot bekering. En hulle verwar bekering met belydenis van sonde. Ja, ons moet sonde gereeld bely, ja, ons moet die heeltyd ons sondes voor die Here kom neerlê en hom vra om ons daarvan te verlos en te reinig en om dit te vergewe, maar ons word nooit weer ongered nie, want ons het reeds die lewe. Hierdie ewige lewe waarvan Johannes praat en wat hy self hier in vers 13 na verwys as die ewige lewe. Kom, maak dit sommer rooi vir belangrik daar. Die ewige lewe is nie ewige lewe as 'n mens dit verloor nie. As ek vir jou sê, jy kry 'n lewenslange supply van sjokolade, en ek sê vir jou, maar jy kan daai sjokolade verloor, of jy kan dit net hê tot op hierdie punt in jou lewe, en dan sit verby, dan is dit in effek nie eintlik meer 'n lewenslange supply nie. Want op een of ander stadium verloor jy dit dan nou nog terwyl jy lewe. Ewige lewe, by sy definisie in die term self, beteken lewe wat vir ewig aanhou. En nou kom Johannes hier onder inspirasie van die Heilige Gees, deur die leiding van die Here, en hy sê, hierdie lewe wat die Here jou gee, as jy die seën het, in die teenwoordige tyd, het hom klaar geglo, jy het hom gekry, dan is daardie lewe 'n ewige lewe, 'n lewe wat nooit ophou nie. En dan is die derde gedagte hierso. En ek wil net sê, hierdie gedagte dat ons nooit ons saligheid kan verloor nie, is een wat op verskeie ander plekke in die skrif vir ons geleef word. En in besonder in die evangelie volgens Johannes deur die Here Jesus self. Jesus sê dat ons nooit verlore sal kan gaan tot in ewigheid nie. Daar's nie 'n ruimte vir ontsnap in daardie verse nie. En dis maar net een van duisende verse. Dis nogal 'n hele studie as u daarin wil gaan bietjie bestudeer. Die derde gedagte wat ons ook hier kry is teologiese eksklusivisme. Nou, teologiese eksklusivisme klink verskriklik as ons dit vir u sê.
En dit is die leer dat ons geloof die ware geloof is en dat alle ander gelowe vals en verkeerd is. Dat die mense wat soos ons glo, hemel toe sal gaan en alle ander mense eenvoudig hel toe sal gaan. Daar is geen saligheid, daar is geen genade, daar is geen liefde, geen aanvaarding en geen vergifnis buiten dit wat ons glo nie. En nou wil ek vir u sê, Johannes was 'n teologiese eksklusiwis. Hy het geglo dat buiten ons geloof in die Seun van God is daar geen ander manier om die lewe te kry nie. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. 'n Baie eenvoudige formule. Ons sien die Here Jesus self vir ons leer. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, en dan die tweede helfte van daardie vers wat niemand ooit aanhaal nie is: niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. 'n baie besondere stelling om te maak. Dis om te sê dat daar geen ander manier op hierdie aarde is waardeur ons gered kan word as deur die Here Jesus Christus nie. En dis baie belangrik. Ek kry so rukkie terug te doen met 'n video wat iemand van my stuur van 'n persoon wat aan die Mormoonse geloof behoort in Amerika. En hierdie persoon is baie ontsteld omdat volgens 'n artikel wat uitgekom het, die Mormoonse geloof nie eers as 'n Christelike geloof geklassifiseer word nie. En hy gaan toe daaraan oor sy geloof in die Here Jesus Christus en sy vertroue in die redding van die Here Jesus Christus en hoe hy eintlik dan nou ook as 'n Christen gereken moet word. Maar ongelukkig, as gevolg van dit wat die Mormone oor die Here Jesus Christus leer, die dinge wat hulle van die Here Jesus Christus sê, kan hy nie 'n Christen wees nie. Dan het hy eenvoudig nie die Seun van God nie en nie die lewe nie. Jy kan nie gered word buiten 'n aanvaarding van die Christologie wat Johannes vir ons in hierdie brief leer nie. Jy kan nie gered word as jy nie glo in Jesus se goddelikheid nie. Dat hy gelyk is aan God. Nie dat hy gemaak is deur God op dieselfde vlak as die Satan, dis wat die Mormone sê. Hy en die Satan was soos broers gewees en hy deur goeie werke het hy goddelike status bereik, maar God is nog steeds 'n God op sy eie en toe het hy aarde toe gekom en en hulle het allerlei ander dingetjies ook. Maar hulle glo in 'n Jesus, maar hulle glo verseker nie in die Jesus van die Bybel nie. En Johannes is baie duidelik. Wie nie die Seun van God het nie, die gegenereerde, die wesenlike, die ware Seun van God het nie, kan nie gered word nie. En ek het vir ons so 'n klein opsomming gemaak van wat is die Christologie van Johannes? Wat kom leer hy vir ons van die Here Jesus Christus? Wat is die ononderhandelbare dinge? Wel, die eerste is, Jesus is die Seun van God. In hierdie brief noem hy Jesus die Seun van God 21 keer in hierdie skrif. Nou, die Seun van God is 'n titel wat gegee is in die psalms alreeds, en dit is 'n titel wat gegee word aan God homself. Dit is 'n onderskeid wat hy maak as die Here Jesus Christus, en dit beteken dat Jesus God is, dat hy op God se vlak is, op God se standaard is, dat hy gelyk aan God is. Dis die Seun van God. Hy sê ook vir ons dat Jesus die Christus is, met ander woorde, die Here Jesus is die vervulling van Genesis 3 vers 15, dat daar iemand sal kom wat die mag van die Satan sal kom verbreek, deur self te kom sterwe. Dis wie hy is die Christus, hy is die woord van God, met ander woorde, deur hom is daar geskape. Hulle het geglo in die Logos, die globale God, wat God oor alles was, en hulle het die woord, die Logos genoem. Hy is die woord van God, die groot, die ware God. Jesus is die ware God. Jesus is die ewige lewe, in die sin dat buiten die Here Jesus daar geen ewige lewe is nie, maar ewige lewe, net soos Jesus self sê, deur hom sal wees. Hulle moes glo dat Jesus in die vlees gekom het, in die water en in die bloed. Hy was regtig mens wat aarde toe gekom het. Jesus is 'n versoeking van nie versoeking nie, 'n vergifnis van sonde. Jesus is die vergifnis van sonde. Jesus oorwin die duiwel.
Jesus is 'n advokaat van Christene voor God. Jesus is 'n soenoffer gewees, met ander woorde, deur sy offer het daar vrede tussen ons en God ontstaan. Jesus het sy liefde vir ons bewys deur sy lewe neer te lê. Jesus is die ewige lewe, is net deur Jesus Christus. Jesus is sondeloos volmaak gewees. Jesus is reiniging vir gelowiges se sondes en Jesus se tweede koms is op hande. Hierdie is die dinge, hoewel van hulle nou oorvleuel ook, is hierdie die dinge wat Johannes vir ons oor die Here Jesus kom leer. En hy sê, as jy nie in hierdie Jesus glo nie, jy kan soveel Jesusse opmaak soos wat jy wil. As jy nie in hierdie Jesus glo nie, dan glo jy nie in die Jesus wat die ewige lewe het, waardeur jy gered kan word. Ons gaan oor 'n rukkie praat, en miskien gaan ek dit net vooruitspring na hierdie gedeelte in vers 13, dat hy sê, die naam van die Seun van God. Nou, ek het al baie mense gehoor wat vir my kom sê, ja, ons moet die regte naam van die Here gebruik. Ons moet nou praat van Yeshua en Yahweh en dit en dat, en hulle het allerlei verskillende name. Maar wanneer die skrif vir ons kom leer van die name van God in hierdie gedeeltes, dan is dit nie vir ons besig om te leer dat ons 'n sekere naam moet, soos 'n noemnaam moet gebruik, wanneer ons na die Here verwys nie. Dit is besig om vir ons te sê dat ons moet glo in die karakter van God. Die naam van die Seun van God verwys nie na Jesus se fisiese naam nie. Naam is 'n metonimie, wat sinoniem gebruik kan word met 'n persoon en karakter van iemand. Om te glo in die naam van die Seun van God is om geloof te hê in Jesus, in die sin dat jy hom en sy karakter soos geopenbaar deur die skrif aanneem. Dis wat ons moet doen. Hierdie is die naam van Jesus. Dis die aanvaarding, die erkenning, die verstaan dat Jesus die Seun van God is, die Christus is, die woord van God is, die ware God is, die ewige lewe is, dat hy in die vlees gekom het, dat hy vergifnis is vir sonde, dat hy oorwin het oor die duiwel, dat hy as advokaat vir kinders van die Here optree op die oomblik, dat hy 'n soenoffer was, dat hy sy liefde aan ons bewys deur sy lewe af te lê, dat ons net die lewe in hom sal vind, dat hy sondeloos volmaak was, dat hy 'n reiniging was vir gelowiges se sondes en dat hy weer sal kom. Dit is die saligmaking in die naam van die Here, die karakter en persoon van die Here Jesus Christus. Baie waarhede in een sinnetjie wat Johannes vir ons neerskryf. Hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Daar sal baie kere wees in 'n kind van die Here se lewe waar ons miskien twyfel oor ons saligheid. Ons hoor miskien die getuienis van ander mense en dan voel ons, as hulle so 'n wonderlike getuienis het, is ek regtig gered. As ek so sukkel met sonde, is ek regtig gered. As ek so 'n moeilike geestelike gedeelte van my lewe deurgaan, ken ek regtig die Here. En dan om terug te kom na hierdie gedeelte toe om te sê, maar dis eintlik baie eenvoudig. Het ek die Here Jesus Christus aangeneem as my persoonlike verlosser en saligmaker? Is hy 'n deel van my lewe? Het ek die Seun van God? Want as ek hom het, dan het ek ook gewaarborg die ewige lewe. Vers 13 gaan dan aan en hy sê, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God. Nou, wanneer ons 'n sin soos hierdie lees, dit het ek geskrywe aan julle, dan raak teoloog gewoonlik baie opgewonde, want dit beteken dat hy gee vir ons die doel van sy skrywe. Nou, Johannes is 'n baie interessante geval. In Johannes gebruik hy hierdie term, dit het ek aan julle geskrywe 'n paar keer. In 1 Johannes 1 vers 3 tot 4 sê hy, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, en ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. En mens lees dalk daai vers 4, ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees, en dan dink ons, okay, dit is die doel waarom hy hierdie brief skryf. Maar dan lees ons verder in 1 Johannes 2 vers 1, en hy sê, my kinders, ek skrywe hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En dan dink ons, okay, miskien is dit dan nou die doel van hierdie skrywe, en dan sien ons 1 Johannes 2 vers 26, later in daai selfde hoofstuk, dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle wil mislei. En dan kom ons hier in vers 13, en hy sê, dit het ek aan julle geskrywe, wat glo in die naam van die Seun van
God. Met ander woorde, daar is verskeie gedeeltes waar hy hiervan praat. Nou, Johannes is 'n unieke geval. Waar dit in meeste van die boeke vir ons na die tema van miskien die hele boek gaan verwys, in Johannes se geval verwys dit vir ons na die rede waarom hy gesê het wat hy nou net gesê het. Met ander woorde, ons sal baie keer sien hy het nou 'n gedeelte behandel en dan sê hy vir ons, dis hoekom ek dit vir julle geskryf het. En dan gaan hy weer na 'n ander gedeelte toe en hy sê ek het hierdie gedeelte nou vir julle geskrywe, dis hoekom ek dit vir julle geskryf het. En in hierdie geval is dit presies dieselfde. Dit verwys na die onmiddellike konteks, die getuienis van God. Dit wat God vir ons sê van sy seun. Hierdie gedeelte, maar ook dan alles van vers 6 af, wat ek vir u gelees het. Die feit dat die Here Jesus gekom het, dat daar getuienis was van sy goddelikheid, dat hy waarlik die Christus was, dat daar net saligheid in hom is, al daai dinge wat ons nou net gesê het, die getuienis van die Here. Dit het hy aan ons geskryf. En dan kom gee hy vir ons 'n baie spesifieke rede waarom hy geskryf het. Hy sê, ek het dit geskryf aan julle wat glo. Hy praat hierso wel weer van gelowiges. En ek wil net noem, daardie glo hierso is in die teenwoordige tyd weer. Dis hoekom hy daar gemerk is. Met ander woorde, die van julle wat op die oomblik glo. In die naam van die Seun van God het ons nou net beskryf. Sodat julle, en nou gee hy vir ons 2 redes. Die eerste is hierdie weekie kan. Nou, die kan sê, dit is moontlik vir die kind van die Here om te twyfel in sy saligheid, maar dit is nie die wil van die Here nie. So, daardie woordjie kan beskryf 'n moontlikheid. Dit sê, dit kan of hierdie kant toe gaan, of dit kan op daai kant toe gaan. So, julle kan of weet, of julle kan nie weet nie. Ek twyfel nie in die feit dat julle wel saligheid het, wel die ewige lewe het nie. Ek verstaan wat die Here vir ons gesê het. Die Here het vir ons gesê, al voel jy dit nie so nie, al ervaar jy dit nou nie so nie, al glo jy dit nou nie so nie, as jy die seën het, het jy die lewe. Maar, jy mag dit dalk nie weet nie, en jy mag dalk nie voluit gaan in jou geloof op hierdie stadium nie, maar jy het daardie ewige lewe. En dan sê hy vir ons die eerste ding, hy sê, dat jy kan weet, dat jy die ewige lewe het. Nou, baie interessant, die woordjie wat hier weet vertaal is die Griekse woordjie eidete. En dis baie uniek vir Johannes om dit te gebruik. Gewoonlik as Johannes gepraat het van weet, eintlik amper eksklusief terwyl Johannes gepraat het van die woordjie weet, in die hele brief het hy die woord ginosko gebruik. En ginosko dui vir my aan 'n ervaringskennis. Met ander woorde, ek weet want ek het geleer deur ervaring. Maar eidete is 'n kennis wat ek ervaar het deur, of wat ek opgedoen het deur instruksie, nie deur ervaring nie. As ek dit nou maar baie eenvoudig kan uitdrink, ginosko is jou street smarts, né? Dis dit wat jy opdoen terwyl jy dit ervaar het, terwyl jy dit beleef het. Maar eidete is jou book smarts. Dis wat jy fisies geleer het. En hy sê, julle kan weet, julle kan leer, of jy dit nou ervaar, of jy dit nou voel in jou hart, of wat ook al, jy kan weet dat jy die ewige lewe het. En dis vir my baie besonder dat Johannes dit so skryf. Baie min dat Johannes die woord gebruik, sekerheid van ons saligheid is verkry deur die aanvaring van God se getuienis, kennis deur instruksie, nie deur ervaring nie. Met ander woorde, nie deur ons werke, of ons emosies, of wonderwerke nie. Baie mense daar buite wil vir 'n mens leer dat as jy tot bekering kom, het jy hierdie wonderlike emosionele ervaring en jy gaan vorentoe en daar skyn 'n lig van bo uit die hemel af neer op jou en jy hoor engele kore sing en wit duwe vlieg in die agtergrond en ek weet nie watter nonsens alles nie, maar hulle het hierdie verskriklike ervaring wat hulle sê. Maar nou kom Johannes en hy sê dit gaan nie oor ervaring. Dit gaan nie oor ervaring wat jy het en dan maak jy so half asof hierdie ervaring jou rede is dat jy kan weet dat jy weet nie. Hierdie is 'n weet eenvoudig omdat God gesê het, dit is so. Dit is so. God het gesê, ek het die ewige lewe en daarom het ek die ewige lewe. Dit laat my amper dink aan 'n klein seentjie by die skool wat sy maatjies vir hom sê hy is lelik en dan sê ek nie omdat jy sê of wat ek voel of wat ek ervaar nie. My maat gesê ek is mooi en daarom is ek mooi. En dis eenvoudig wat dit is. God het gesê, ek het die ewige lewe en daarom glo ek vas, ek het die ewige lewe. En dan kom hy na hierdie tweede gedagte toe en hy sê, en kan glo in die naam van die Seun van God.
Nou, hierdie kan glo is in die perfekte infinitum geskryf. Nou, die perfekte infinitum dui op 'n begeerte wat so mag wees of dalk nie so mag wees nie. So, wanneer hy nou hier praat van kan glo, dan praat hy asof hierdie mense wat hy nou net gesê het wat glo in die naam van die Seun van God, of hulle dalk miskien mag glo in die naam van God. Maar die Johannes se gedagte is egter nie dat hulle saligheid moet behou of kan verloor nie, maar dat die vreugde en die volheid van die ewige lewe en geloof in Jesus Christus 'n deel van hulle lewe moet wees. Met ander woorde, die gedagte wat hy hier uitdruk, wanneer hy praat hier van kan glo in die naam van die Seun van God, is eenvoudig wat die Here Jesus bedoel het toe hy die illustrasie van die wingerdstok gebruik het en hy gesê het, maar bly in my, abide with me, sê die Engels so mooi. En wat hy hier kom uitdruk is dat hierdie geloof wat jy kan uitlewe, hierdie geloofsverhouding, dat jy dit in sy volheid sal kom uitlewe. Kom ek gee 'n praktiese voorbeeld. In plaas van om elke dag te wil tot bekering kom, kan ek 'n vertroue leer kweek in die naam van die Seun van God. Ek kan Jesus leer ken elke dag, as nie net 'n wese wat bestaan het nie, maar as God self wat vir my veg, wat vir my intree by God die Vader, wat vir my lief is, wat my wil dra, wat my wil help, wat my wil bystaan. Met ander woorde, hy praat hier van ons lewe as kinders van die Here. En in daai sin kom hy weer terug na dit wat hy daar in hoofstuk 1 vers 3 en 4 gesê het, dat julle blydskap volkome kan wees en dat julle lewe in sy volheid kan hê. Dis waarvan hy hier praat. So ek wil hê julle moet hierdie geloofskennis hê en dat hierdie geloofskennis 'n praktiese uitlewing in julle lewe sal hê. Dat julle nie sal bly by dit wat die beginsel is nie, maar dat julle sal daardie beginsel, daardie wete dat God my vashou sal kan toepas in julle lewe, dat julle die vreugde en die blydskap daarvan sal kan ervaar. Dat ek nie nodig het om aan God te dink as 'n onderwyser wat boor my lewe staan met 'n bord in sy hand en merk wat ek reg en verkeerd doen nie, maar dat ek hom kan leer ken ook as 'n vader wat my klaar deur hierdie vraagstel gesit het, maar my wil leer en vorm en wil bou. Dat hy my nie verwerp elke keer as ek verkeerd doen nie, maar dat hy my juis wil nader trek en my wil verander en my wil leer. Met ander woorde, hierdie waarhede is vir my so belangrik vir ons Christelike lewe. Een van die kommentaarskrywers skryf hier, ons moet besef dat Johannes hier besig is om te praat met gelowiges. Dis nie 'n evangelistiese traktaatjie wat hy hier skryf nie. Hy praat nie met die wêreld nie, hy praat met kinders van die Here. Dis vir hulle belangrik om te weet dat hulle kan weet. Want om te weet dat hulle kan weet, bring hulle soveel nader aan wie God werklik is, aan wat hy werklik vir hulle gedoen het en aan waarmee hy besig is in hulle geestelike lewe. Dat hulle nie hoef te hoop vir eendag as ek goed genoeg is nie, maar dat ek weet God het my goed genoeg gemaak en is besig met 'n proses van heiligmaking waardeur hy my sal vervolmaak tot op daardie punt. Mag die Here ons in hierdie gedeelte regtig kom inspireer en regtig kom vashou. Mag ons hom loof vir die feit dat hy ons nie sal begewe of sal verlaat nie, maar dat hy regtig vir ons reeds die ewige lewe gegee het, dat hy sy seun vir ons gegee het. Dat ons kan weet ons het die ewige lewe. Sekerheid kan hê dat geen dood of magte, geen engele of duisternis ons kan weghou van dit wat in God, van die liefde wat daar in die Here Jesus Christus is nie. Al gebeur wat, al sê ek per ongeluk 'n vloekwoord reg voordat ek doodgaan. Ek weet die Here het my liewer as wat my dade is. Ek weet dat ek goeie dade wil doen. Nie omdat ek moet, omdat ek dink dat ek 'n plek in die hemel kan verdien nie, maar omdat hy my kom nuut maak het, omdat my lewe van dankbaarheid oorborrel vir dit wat hy doen. Mag die Here ons regtig kom vashou, regtig kom inspireer met hierdie waarhede. Dankie dat jy geluister het vanaand. Ek hoop dat dit vir u tot waarde was, dat jy iets geleer het en ook hierdie waarhede in die skrif kan sien. Dat dit nie net iets is wat die predikant leer nie, maar dat jy kan sien waar in die skrif ons hierdie dinge gekry het. En mag dit vir die geestelike lewe iets beteken.
Mag u vashou aan hierdie sekerheid dat u werklik eendag as die Here Jesus kom op die wolke in glorie en geluk ook by hom sal wees. Kom ons sluit die oë, kom ons bid saam. Here Jesus, ek weet nie hoe om dankie te sê vir sekerheid van saligheid nie. Om te weet dat ek weet, omdat u gesê het dit is so, dat ek ewig by u sal wees. Terwyl ek myself leer ken in hierdie lewe, Here, is dit vir my wonderlik, dat ek nie op myself hoef staat te maak, om eendag aan die voete te staan nie, maar dat u vir my genoeg is. Mag my hele lewe getuig en sing, alle eer, alle glorie, aan God alleen, tot in ewigheid. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons praat volgende week weer verder uit die eerste brief wat Johannes geskryf het. Lekker aand verder. Totsiens.